Dankie Jesus vir die wonderlike liefde en genade oor ons. Ek wil net die naam loof en prys, want U is 'n goeie God. En ons weet daar's niemand soos U nie. U is 'n groot eiland in Here. U is 'n groot eiland in Here. Ons bring U net die lof en die eer, Here. Dit kom U toe tot in ewigheid en ons eer U daarvoor. Amen. U kan U sitplekke neem, baie dankie. Nou broeder en suster, ek gaan net voor ek gaan oorhandig aan Pastoor Jan, dankie, die tieners kan maar uitgaan. Terwyl ek die Here so loof en prys en ek het so spesifiek oor my familie gekyk, ek dink is net goed, Rian, dat ons vanoggend ook hulde bring aan hulle wat nie meer met ons is nie. Want almal van hulle wat nie meer met ons is nie, se kinders of van die kinders is vanoggend hier. En ek dink spesifiek aan Tannie Hilda, sy is 'n klompie jare terug al oorlede. Richard is hier. Richard, ek is so bly jy en Tilly is hier, so baie dankie. Dan dink ek ook spesifiek aan Tannie Yvonne, 3 van haar kinders is hier, die 3 dogters, ek waardeer julle, baie dankie. En dan laas jaar het Tannie Ivy ons ook ontval en al 2 haar kinders is hier, Gail en Hilary, en dankie julle, ons waardeer dit. Hierdie is baie spesiaal vir ons vanoggend en veral vir Rian, want Rian was eintlik maar die instigator van hierdie familiebyeenkoms. Ja, hy het al die werk vir my gelos, maar is okay, ek gaan hom nog terugkry. Maar ek wil net vir die Here dankie sê dat ons vanoggend net aan hom kan hulde bring, ook as familie, maar ook as gemeente, om die naam van die Here te loof en te prys. So Rian, ek gaan aan jou oorhandig, nes die Here jou lei en baie voorspoed vir jou, baie dankie. Dit sien 2. Okay. Môre, dankie dat ek weer hier by julle kan wees. Dit is 'n voorreg en dit is werklik waar baie spesiaal dat ons familie hier is, maar dit is nie 'n familiediens nie, dit is 'n kerkdiens en die woord is vir almal hier. Ek glo die woord wat die Here vir my gegee het is vir almal, is daar iets in die woord vanoggend. Maar net om ook te sê, terwyl ons gehoorship het, Andries, het ek dieselfde gevoel. Jy weet, Hebreërs 12 praat van a great cloud of witnesses, wat ons omsingel en ons encourage en sê, julle moet nou julle resies hardloop. En ek sien my Tannie Ivy, ek sien my Tannie Hilda, ek sien my Tannie Yvonne, ek sien vir Herbert, ek sien my familie wat nie meer by ons is nie. En hulle encourage ons, en jou familie encourage jou, wat nie meer hier is nie, en sê, hardloop jou resies. Moenie opgee nie, vertrou op die Here, want die Here is goed, en jy hardloop met 'n doel, jy hardloop met 'n visie en 'n missie. Moenie jouself heeltemal in die omstandighede van die wêreld in laat sweep nie, maar breek los van die omstandighede van die wêreld en hardloop met 'n visie, want daardie mense wat voor ons gegaan het, is nou met Christus en hulle encourage ons om te hardloop, sodat ons ook eendag 'n groot prys en die doel kan behaal. So, dis lekker om my familie hier te hê. Ons is almal nogal geskok. Ek dink vir my kom dit daarop neer. Ek het net gevoel toe ek in Port Elizabeth was laas week. In my hart dat die Here sê vir my, jy moet Tannie Maggie oorvlieg om saam met jou pa en Tannie Kitty te wees. En toe het ek haar nie regtig 'n keuse gegee nie. Ek het vir haar gesê, luister, die kaartjies is klaar gekoop. Toe sê allerhande verskonings, soos ons verskonings maak nie saak nie. En toe sê sy alright, en toe almal hoor sy kom, toe sê hulle, dan moet ons maar kom. Kyk, as die 92-jarige Tannie dit kan doen, né? Dan het jy nie regtig 'n verskoning nie. So dankie Tannie Maggie dat julle hier is vanoggend. Ek wil vanoggend praat oor
'n deel van die Bybel wat vir my nogal een van die mooiste stukke in die Bybel is, en dit is in Markus 4 en Markus 5. En as ek die boodskap vir oggend kan 'n titel gee, is dit Jesus ons voorbidder. Romeine 8 vers 34 sê, dit is Christus wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Nou ek dink vir my, en ek dink vir ons, hoor ons en begryp ons dalk hierdie idee van Jesus as ons voorbidder. Maar wat beteken dit regtig? Ek meen, is Jesus net daar bo in die hemel met God die Vader en hy bid en smeek vir ons? Wat beteken die woord voorbidder? My doel in die lewe, wanneer ek die Bybel bietjie leer, wanneer ek teach, is vir my om jou 'n beter perspektief te gee oor die persoon van Jesus Christus. En hopelik jou verhouding met hom aan te kweek en jou honger te maak om 'n nadere verhouding met Christus te hê. So wat beteken hierdie woord voorbidder? Daar's 3 betekenisse. En ek gaan dit nou maar moet lees in Afrikaans, want ek praat in Engels en dan gaan ek dit opmors in Afrikaans. So, die eerste is 'n advokaat. Iemand wat invloed het om jou te verteenwoordig en jou saak bekend te stel op plekke en by mense waartoe jy nie direkte toegang het nie. Jesus is jou advokaat. Die volgende een is, hy is jou middelaar. Hy bring perspektief wat jou posisie aanbetref. So wanneer jy bid, en Jesus jou voorbidder is, en hy bid op jou onthalwe, bring hy perspektief. Jy moet onthou, die duiwel is dag en nag besig om jou voor God aan te kla. En so Jesus is nie net jou advokaat nie, maar hy is ook die een wat perspektief bring oor jou situasie. En dan laaste, vir my nogal een van die mooiste definisies van 'n voorbidder is 'n intercession. 'n Voorbidder is eintlik kom van 'n Romeinse term af, wat letterlik beteken die een wat die veto stem besit. Dit is ongelooflik. En dink daaraan, hierso is waar ons moet ons verbeelding gebruik wanneer ons die woord betree. Ons moet dit sien, ons moet dit nie net in ons verstand sien nie, jy moet dit in jou verbeelding sien. Jesus is met God die Vader, jou voorbidder. Hy is jou advokaat en hy het toegang wat jy nie het nie. Hy bring perspektief oor jou situasie. Die duiwel kla jou aan en Jesus sê, luister, dis nie waar nie, hy is 'n leienaar. Hier is die perspektief. Maar dan as die storie aangaan, sê Jesus uiteindelik, stop, ons hoef nie verder te praat nie, want ek het die veto stem. En hy of sy is onskuldig, want ek het vir hulle gesterwe. En so jy het hierdie toegang, jy het hierdie vryheid voor die troon van God, omdat Jesus jou voorbidder is. Nou wat ek vanoggend wil doen is, ek wil 'n stukkie uit die Bybel uitvat. 'n Dag in die lewe van Jesus. Baie keer lees ons die Bybel in stukkies en ons dink elke stukkie is 'n dag of 'n oomblik in die lewe van Jesus, maar ons besef nie altyd hoe besig 'n dag in die lewe van Jesus was nie. Markus 4 en 5, daai 2 hoofstukke is een dag in die lewe van Jesus. Ek gaan dit gou opsom en dan gaan ek kyk na een oomblik in hierdie, ek met 'n epiese dag in die lewe van Jesus. Die dag begin met Jesus wat vroeg in die oggend bid. En dit was sy gewoonte om heel nag te bid en in die oggend te bid as my en jou voorbidder. So Jesus bid vroeg in die oggend en soos hy van die berg van Saligspreuke afkom, ontmoet hy 'n groot skare onder en hy begin vir hulle lesing gee. En hy gee lesing oor goed waaroor ons baie keer 'n hele maand preek oor een ding. Dit is die mosterdsaad. Daar's 'n groot tema oor die saad
en die lig onder 'n emmer en al hierdie goed, waaroor Jesus lesing gee. En na 'n ruk sê hy vir die disippels, ek wil graag in 'n boot na die ander kant van die see van Galilea gaan. Nou vir ons gee nie altyd aandag oor wat gebeur nie, want dit is die enigste keer in die lewe van Jesus wat hy na die ander kant toe gaan. Hy was nie veronderstel om na die ander kant toe gaan nie. Jode het nie na die pagan kant van Galilea toe gegaan nie. Dit was die nasies wat nie deel was van God se belofte nie. Daar was geen rede vir Jesus om oor die see na die ander kant toe te gaan nie. En ek kan dink die disippels is so half van, dit maak nie sin nie, maar dis Jesus, okay, kom ons gaan maar. En die Bybel sê dit was 'n pragtige dag op die see. So mooi dat selfs ander bote saam met Jesus begin reis het na die ander kant toe. Maar ons sien die bote draai op een of ander stadium om, want ons kry Jesus en die disippels alleen op die see en 'n groot storm kom op. Dit was so 'n mooi dag, Jesus slaap in die boot. Disippels maak hom wakker en sê, Jesus gee nie om dat ons gaan sterwe nie. Jesus staan op, hy sê vir hulle, julle het nie geloof nie, hy bestraf die storm, hulle sê, wie kan hierdie wees, wat selfs die storm, die see en die winde hom gehoorsaam. Hulle kom aan die ander kant en wat kry hulle? Wie van julle weet? Kom, wie het al die stories gelees? Pastoor, wat is aan die ander kant? 'n besetene man, wie het dit gesê? Jessie. Tannie, die pastoor het dit nie geweet nie. Sien, ek en nou die mic is nou my beurt. Jy weet, 'n besetene man, en die Bybel sê, daar was tot oor die 2000 demone in hom. Jesus maak hom vry, klim in die boot, hulle gaan terug, Jesus aan die ander kant, alles dieselfde dag. Aan die ander kant terugkom, wag alweer 'n skare vir hom, en Jairus van die sinagoge, leier van die sinagoge ontmoet Jesus, en hy sê vir hom, my dogter lê op sterwe, wil jy asseblief kom en haar gesond maak nie. Jesus sê, right, kom ons gaan, Andries kom gou hierso. En soos hulle loop, is dit so tipe, die skare druk teen Jesus, die hele pad. En Jesus stop ewe skielik en hy sê, wie het aan my geraak? Wie het aan my geraak? En die disipel sê, Jesus, almal raak aan jou. Almal raak aan ons. Daar's nie personal space nie. Ek meen, almal raak aan jou en Jesus sê, nee, iemand het aan my geraak met geloof. Want ek het gevoel, die Engels sê, ek weet nie wat Afrikaans is, die virtue, essence, genesing, het uit my gevloei in hulle in. Dis nie my preek nie, maar laat ek vir jou sê, baie van ons raak aan Jesus. Maar my vraag is, raak jy hom met geloof? Want net die wat aan hom raak met geloof, kry sy virtue, kry sy genesing, kry sy verlossing, kry sy voorsiening. Dit help nie jy raak aan Jesus sonder geloof nie. Geloof is die ding wat die verskil maak in jou verhouding met Jesus Christus. En die vrou het gesê, as ek net aan hom kan raak, weet ek dat ek gesond sal word. En Jesus stop, daar's daai encounter, sy is genees, hulle gaan na Jairus se huis toe, hy wek sy dogter op, en na dit gee hy weer lesings. Dis een dag in die lewe van Jesus. Een dag. Al hierdie oomblikke vorm 'n tapesterie van Jesus se lewe, waaruit ons kan leer. Hy is ons voorbidder, en jy moet onthou, alles wat Jesus gedoen het uit sy gebedslewe gekom. Ek sal vir jou sê, Jesus, ons voorbidder,
is daar om ons te onderrig, om ons te genees, om ons te bevry, om vir ons begrip en vrede te gee. Maar ek wil op een oomblik in hierdie epiese dag kyk, of na een oomblik kyk. Ek was nou al 14 keer, dink ek, in Israel, en ek glo die land, Israel die land, is die beste kommentaar oor die Bybel. Daar's baie ouens wat perspektief en kommentaar gee oor die Bybel, maar die land is die beste kommentaar, want jy leer iets uit die land, die topografie en die kultuur, wat nie in die Bybel geskryf staan nie, maar dit is die ink, die papier waarop die Bybel geskryf word. Andries is my Afrikaans okay sover. Yes, is moeilik hoor. Jy moet maar volgende keer in Kosa preek en voel het. Maar wat nogal fantasties is oor Israel, so die meeste van Jesus se bediening was by die See van Galilea. En dit is nogal 'n amazing area om te besoek. Die See van Galilea is onder seespieël, omtrent 600 voet onder seespieël. En hy is omsingel met 10 berge. 2 van die berge weet ons is die berge waar Jesus gereeld gegaan en gebid het, die berg van Saligspreuke en die berg van Arbel. Saligspreuke is so 700 voet bo seevlak, so omtrent 1300 voet verskil. Arbel is 1900 voet bo seevlak, so omtrent 2500 voet verskil tussen die See van Galilea en die berge. Nou vra jy vir my, wat maak al hierdie goed saak? Ek gaan vir jou wys. Voordat ek in die bediening gegaan het, het ek in Suid-Afrika radiofrekwensies gebestudeer en ek was 'n radiofrekwensie spesialis. Daar's nogal 'n amazing ding wat gebeur oor die See van Galilea. Baie keer in die aand of in die oggend daag 'n vog oor die see en vorm daai wolke 'n tipe van 'n soliede medium. Nou wat gebeur, die See van Galilea van die berg van Saligspreuke tot by 'n dorpie Kursie aan die ander kant is 6.7 myl. Ons toergids het vir ons gesê, toe hulle in die 6 dae oorlog was, toe Israel in die oorlog was, en hulle die Golan hoogtes wou gevat het hulle in die nag chatter gehoor. En hulle dog toe, maar ons is die enigste militêre eenheid op die berg van Saligspreuke, wie is nog hier? Toe besef hulle hoor, nou nie duidelik nie, maar hulle hoor chatter van die ander kant van die see af, en hulle kon dit nie glo nie. Toe vertel hy vir ons die storie, toe doen ek navorsing, en dis wat navorsing sê. As jy praat, is dit 60 decibels, klankmate. As jy fluister, is dit 30 decibels, klankmate. As pastoor Andries praat, is dit 90 decibels, klankmate. Maar toe ek gaan studeer het, toe sê dit vir my, as jy op die berg van Saligspreuke staan, en iemand skree in die dorp van Kursie, kan jy daai skree hoor as die kondisies optimaal is met die wolke, sal jy daai skree kan hoor teen die level van 'n fluister. Nou luister vir my, ek glo met my hele hart, en ek gaan vir jou dit bewys. Jesus het in die aand op die berg van Saligspreuke gaan bid, as ons voorbid daar. En in die stil van die nag, het hy die geskree gehoor van 'n man aan die ander kant van die see. Hy was nie veronderstel om daai man los te maak nie. Hy was nie veronderstel om na daai man toe te gaan nie. Hy was geroep vir Israel.
Maar glo nag na nag dat Jesus gesê het, Here, laat my toe om hom te gaan bevry. Elke nag hoor ek sy geskree, laat my toe om hom te bevry. En ek glo met my hele hart en ek gaan dit vir jou bewys dat Jesus het met 'n doel gegaan na die ander kant van die see toe om daardie man te gaan vrymaak, want hy hom gehoor. Luister vir my, ek weet nie wat die afstand is tussen jou en die Here nie. Ek weet nie hoe lank jy al in jou gemoedsrus skree en vir die Here vra om jou te hoor nie. Hy hoor jou. Hy hoor jou en hy kom vir jou. Moenie opgee nie, skree, hou aan om in jou hart te skree, dat die Here jou sal losmaak en jou sal hoor, want hy hoor jou en hy kom. En toe Jesus op die see klim in sy boot, om hierdie man te gaan losmaak, wat het gebeur? 'n Storm. Wat was die storm? Kyk, ek dink die disippels het gedink, ons het geweet dis 'n slegte idee. Jy weet, ons het geweet, die see was lekker, totdat ons hierdie fout gemaak en nou straf die Here ons. Wat het Jesus gesien? Hy het gesê, dis die vyand. En niks gaan my keer om daai man los te maak nie. En Jesus het opgestaan en gesê, bly stil. Niks keer my om daai man los te maak. En Jesus het die storm stil gemaak sodat hy by daai man kan kom. Luister, daar's nie 'n storm in jou lewe wat Jesus nie sal stil maak om by jou uit te kom nie. Hy is determined om by jou uit te kom. Moenie ophou skree nie, moenie ophou roep nie, moenie ophou vra nie. Vra nog een keer, want Jesus sal na jou toe kom. Jy weet, ek hou baie van die ou se storie, want ek kan nie aan 'n ander persoon dink wat meer desperaat was as hierdie man nie. Dink net, die man het duisende demone in hom gehad. Markus 5 vers 5 sê, hy was altyd besig om te skree en homself met klippe te slaan en te sny. Hierdie man is seker die duidelikste voorbeeld van 'n verdorwe bestaan, die ergste soort lewe wat 'n mens kan lei. Ek glo sy getuienis is daar om ons te bemoedig dat ongeag hoe donker en moeilik ons omstandighede mag wees, dit nooit so verdorwe is soos hierdie man se toestand nie. As daar hoop is vir hierdie man, dan is daar sekerlik hoop vir jou en vir my. Nou wil ek graag lees Markus 4 vers 35 tot 41. En dit sê, op dieselfde dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, laat ons oorgaan na die ander kant. En toe hulle die skare weggestuur het, het hulle hom saamgeneem in die skei, net soos hy was. Dis nogal belangrik. Net soos hy was. Jy sal net nou sien hoekom. En ander klein skytjies was ook by hom, en 'n groot windstorm het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit reeds vol geword het. Maar hy was in die agtersteewe aan die slaap op 'n kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe het hy opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, vrede, wees stil. En die wind het gaan lê en daar was 'n groot kalmte. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle so vreesagtig? Hoe is dit dat julle geen geloof het nie? En hulle het uitermate gevrees en vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Nou Jesus kom aan die ander kant, en ek gaan hierdie deel maar in Engels moet lees, want ek het nou nie in Afrikaans geskryf nie, so julle sal maar nou moet oorslaan tweetalig toe. Lukas 8 vers 28 sê, So they arrived in the region of the Gerasenes across the lake from Galilee. As Jesus was climbing out of the boat, a man who was possessed by demons came out to meet him. For a long time he had been homeless and naked, living in tombs outside of the town. So Jesus kom aan die ander kant, en die man gehoor. En die eerste ding wat hy doen, ek gaan nie in die detail van die deel gaan nie, want ons almal ken dit, hy bevry hom.
Die demone kom na hom, die man kom na hom toe en die demone sê, wat het ons met u te doen, Jesus? En hulle smeek Jesus om hulle in die varke in te stuur. En Jesus delivery ou. Luister, soos ek voorheen gesê het, ek weet nie waar jy in die lewe is nie, maar jy het nie 2000 demone nie, want ons sou geweet het, dink ek. Jy sou ook kaal hier ingeloop het, en jy sou ook jouself gesny het, en jy sou ook ketTINGS gehad het, so ek dink ons almal kan sê, niemand hier is so erg soos die ou nie. So ek weet nie wat jou situasie is, maar Jesus kan jou vrymaak. Hy hoor ons, hy maak ons vry. Maar kom ek vra vir jou vraag, en ek wanneer julle bietjie terugvoering gee, dat ek nie enigste een is wat praat nie. Wat is die man se toestand toe hulle hom ontmoet? Sy fisiese toestand. Papa, jy mag nie deelneem nie. Hy's kaal, hy's naak, poedelnaak, kaal. Ek het vir my niggie gesê, ek gaan vandag oor 'n kaal man praat. Sê weer? Ja, hy's homeless, hy's kaal, hy's gesny, hy lyk woes, hy het in jare nie 'n bad gehad nie. Hoekom maak dit saak? Jy moet jou verbeelding gebruik en sien wat Jesus encounter. Want wanneer jy nie jou verbeelding gebruik nie, kontras jy nie jou eie lewe met dit wat Jesus bereid is om te doen nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet jou verbeelding gebruik en die man sien. Hy's heeltemal kaal. Hy's homeless, hy's vol bloed, hy het takhare, hy's vuil, hy stink, hy's vol demone. En Jesus maak hom vry. Nou hierso is 'n skriffie wat my nogal bietjie gepuzzle het. Nadat Jesus die ou bevry het, sê Markus 5:15, en ek gaan dit in Engels lees. A crowd soon gathered around Jesus, and they saw the man who had been possessed by the legion of demons. And he was sitting there fully clothed and perfectly sane, and they were all afraid. Okay. Wat is die toestand van die man nou? Hy's aangetrek. En hy is nie meer mal nie. Okay, nou hierso is hoe ek die Bybel lees. Ek vra die vraag, wie is nou kaal? Okay, Jesus kom in 'n boot met sy disippels. Waar bly die ou? Hy bly nie langs Makro nie. Waar bly hy? In 'n grotte, in 'n begrafplaas. Waar het hy die klere gekry? Dis hoe ek die Bybel lees. Een oomblik is hy poedelnaak, die volgende oomblik het hy klere. Nou begin ek vir myself probeer antwoorde kry. Daar's seker net een van twee oplossings. Of hy het 'n graf beroof, somewhere het hy iemand se graf gaan oopmaak, of die disippels het gehelp en gesê, jy kan nie so kaal rondloop nie, kom skryf jou klere. Of dalk Petrus. Petrus is die disipel wat altyd die radical goed gedoen het. Is Petrus nou naak, maar iemand moet kaal wees. Daar's 5 ouens, 4 het klere, 1 is kaal. Die een wat kaal was, het nou klere, wie is kaal? I mean, iemand moet kaal wees. Wat is die oplossing? Daar is 'n woordjie wat verskyn in die Nuwe Testament een keer. Nou wanneer jy die Bybel lees, elke ding het 'n betekenis. Ek sal vir jou 'n voorbeeld gee. Wat is 'n olyf? Wat is simbolies van 'n olyf? Wat? Olie. Hoe kry jy die olie? Jy pers hom. Wat noem hulle die proses van die pers? Suffering the olive. You suffer the olive to get the oil. What is the Garden of Gethsemane? An olive grove. Jesus in the Garden of Gethsemane, before he is crucified, suffers like a pressed olive until he bleeds.
olive oil is not just a symbol of anointing, it is a symbol of suffering. And if you have not suffered, you will not be anointed. As baie ouens wat anointed wil wees, maar nooit wil suffer nie. Anyway, dis nie deel van die boodskap nie. Daar is iets weggesteek vir ons wat sal kyk, wat ons die antwoord gee. En dit sê, in Markus 4 vers 38, eintlik kom ons begin by 37, en 'n groot windstorm het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit reeds vol geword het. Maar hy was in die agtersteewe aan die slaap op 'n kussing. Luister, ek vang my hele lewe vis. Daar's nie kussings op 'n vissersboot nie. Daar's nie duvets nie. Dis nie 'n cruise ship nie, is 'n vissersboot. En die reis van die berg van Saligspreuke na die ander kant toe was maar net 45 minute, daar's geen nut vir 'n kussing nie. Wat is die kussing? Jy sien in Bybelse tyd, as jy op 'n baie lang 5 dae, 10 dae journey gaan, het jy ekstra stel klere gepak en het gevou soos 'n kussing, sodat jy ook op dit kon slaap op in die aand. Luister, Jesus het daai man gehoor en gesê, Here, ek gaan hom vrymaak. Maar ek weet wat sy toestand is. Ek bring voorbereiding. Hoe maak dit saak? Wat is simbolies? Wat is naaktheid? Wat symboliseer dit? Sê weer? Gewete, maar wat? Meer spesifiek. Hoe voel jy as jy naak is? Wil jy hê die hele wêreld moet jou sien? Skaamte! Skaamte! Listen, ek gaan dit in Engels sê. Jesus doesn't just hear your cry, he doesn't just set you free, but he covers your shame. And there are so many Christians that gave their life to Christ and say, Jesus, be the Lord of my life, but you're living with the shame of your past. And you have not allowed Christ to cover your shame so that you can be free. Christians who walk with their head down, they're Christians. They're like, I'm free in Jesus. I just can't wait to get to heaven because I'm walking through life with shame. Listen, luister, Jesus kom om jou skaamte te dek. Dit wat in die verlede gebeur het, het hy gekom om te dek. En as jy hom toestemming gee om jou skaamte te dek, word die volgende ding moontlik. Toe hy die man losgemaak het, om geklee het, sê die man vir Jesus, kan ek nie saam met jou gaan nie? En Jesus sê vir hom, nee, jy kan nie. Maar gaan en vertel vir almal wat God vir jou gedoen het. En daai man het na 10 stede toe gegaan in die area en sy storie vertel. En vandag, ek was 'n paar jaar terug in die Jordaan, en ek met Jordaanse kerkleiers ontmoet. En hulle het vir my gesê, het jy al ooit gehoor van die storie van die demoonse man in die Bybel? So sê ek, ja. Sê hulle, ons het vandag 'n kerk oor sy getuienis. Daar's 'n kerk in Sirië en Jordaan oor daai man se getuienis. Hy het nie 'n Bybelgraad gehad nie. Hy het nie onder Jesus se lesing gesit dag en nag nie. Maar wat het hy gehad? 'n encounter met Jesus. Jou encounter met Jesus en jou storie is genoeg om iemand anders los te maak en te encourage. Jy sien, as jy nie die Here toemaak om jou skaamte te dek nie, dan word jou verlede nie 'n storie nie. Dan word jou verlede kettinge. Want daai man het sy kettinge ingeruil vir 'n kleed. Luister, jy kan nie die verlede verander nie, maar jy kan toelaat dat die Here jou verlede vat en dit gebruik om iemand anders wat deur dieselfde goed gaan as wat jy deurgegaan het, hoop te gee en los te maak en te sê, luister, ek was waar jy was. Maar ek het Jesus ontmoet en kyk hoe lyk ek nou.
daar's vir jou hoop. Luister, Jesus hoor jou. Maar van julle voel ek net sterk, moenie opgee om uit te roep en vir die Here te sê, Here, ek het U nodig nie. Van julle het regtig verlossing nodig. Dis tyd dat jy jou lewe vir die Here gee, dat hy jou kan vrymaak. En vir party van julle, party van ons, loop nog skaam oor die verlede van dit wat ons gedoen het, foute wat ons gemaak het, sonde wat ons gepleeg het. Moenie met skaamte loop nie. Jesus is hier om jou te klee en jou skaamte weg te vat en jou te bedek. Luister, onder ons klere is ons kaal. Dis nie asof Jesus die man se naaktheid weggevat het nie. Hy het sy naaktheid geklee. Die Here gaan nie jou verlede wegvat nie, maar hy kan jou skaamte oor die verlede klee. En dan, as jy die Here toelaat om dit te doen, moet jy jou storie gaan vertel. Dis nie genoeg om kerk toe te kom en daar's 'n wêreld wat die hoop van Christus nodig het, wat nie die hoop van Christus hoor nie. Jou storie gaan iemand vrymaak waar my storie dit nie sal doen nie. Van julle het amazing stories oor hoe die Here julle gered het en hoe die Here julle gevind het en hoe die Here julle verlos het. Julle het amazing stories wat ander mense gaan losmaak en vrymaak en hoop gaan gee. En dis die boodskap vandag. Elkeen van ons het iets om te doen. Vertel jou storie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is ambassadeurs vir Christus tot so 'n mate, dit is asof Jesus self deur ons homself bekend maak aan mense. Ons is die hande, die voete, die oë, die glimlag, die gesig van Jesus vir iemand anderste. En so my gebed vir jou is, trek nader aan Jesus. Of jy nodig het om te roep, of jy nodig het vir verlossing, of jy behoefte het dat Jesus jou skaamte wegvat. En of jy gereed is om jou storie te vertel, vra vir Jesus om vir jou geleentheid te gee waar jy jou storie kan vertel. Amen. Pastoor. Kom ons maak ons oë toe. Pastoor Jan het nou gepraat van Jesus sien jou raak en soos daai man van Galilea, ek het nog nooit daai storie so gehoor nie. En dit maak sin. Hy het hom lank gehoor en hy het gesê ek wil iets doen. Ek wil iets doen daaromtrent. En wie wat God wil iets doen omtrent ons omstandighede. God wil iets doen in jou lewe. Dit was vir my so mooi, God wil daardie verlede, daai naaktheid wil hy bedek met sy liefde en sy genade. En as jy net vanoggend voel, maar ek het nou 'n gebed nodig, dat die Here vir my gaan help. Ek wil daai geloof hê, soos hy gesê het, daai vrou wat die bloedvloeiing gehad het, het geglo, dis hoekom iets gebeur het. Baie mense het aan Jesus gestamp of geraak, maar net sy het die genesing gekry, want sy het geglo. As jy vanoggend sê, ek wil vanoggend my vertroue op die Here sit, wil ek jou uitnooi, ons gaan net 'n paar minute vat vir dit. Maar ons het nodig om tyd te gebruik. Soos jy vanoggend sê, bid net vir my, bid vir my toestand, bid vir dit waarin ek is. Ek vertrou die Here vanmôre, dan wil ek jou vorentoe nooi, en ons gaan saam met jou bid. Pastoor Jan gaan ook saam met jou bid. En sê net, Here, hier is ek weet jy gaan vir my help. Ek weet jy gaan vir my deurdra. En die Here wil vir jou help in die toestand waarin jy is. Hy wil jou help in dit wat jy nou deurgaan. En hy wil vir jou onderneem en hy wil vir jou uittel en uitlig. En ons sê dankie Jesus, dankie dat U so getrou is, dankie dat U hierdie wonderlike God is. Rian, jy moet kom bedien hierso. Ander pastore kom help, maar die so baie. Ons vertrou net die Here dat hy iets gaan doen vanmôre.
En ek wil hê Annika moet net weer die oog van die storm vir my doen. Het jy iets anders? OK, doen dit vir my. Maar kom ons vertrou die Here vir 'n deurbraak en dat hy gaan help en dat hy gaan onderneem vanmôre in Jesus naam. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't whole. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Oh, come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't whole. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. 'Cause one day He'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now.
day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Prys die Here. Amanda, wil julle nie net vorentoe kom julle twee nie. Ek gaan vir julle sê hoekom. Kom staan gou hier asseblief. Ek het gehoor hoe hulle vertel hoe hy laas jaar met kanker gediagnoseer is en ek weet my pa het hom gemotiveer en vir hom woord gegee en so aan, maar een ding wat ons nie gedoen het nie, ons het nie vir julle gebid nie. En dit gaan ons doen vanmôre. En ons gaan God vertrou dat hy vir jou gaan genees. Ek weet dit gaan aan jou wat beter, maar ek weet God gaan genees. Want daar's niks wat hy nie kan doen nie. Rian, kom ons gaan hom salf. Vir hom bid dat die Here gaan help. Geen is maar die salfolie aan sis. Rian, salf hom vir my. En ek wil vra, steek net die hand hom toe uit. Dit is al 'n klop maande wat hy nie kon werk nie. So vol van hierdie kanker, maar God is getrou. En ons hou vas aan die Here vanmôre. Here, U is ons groot geneesheer. Dankie dat ons boetie kan bid vanoggend. Here, nie net as familie nie, maar as boeties en sissies in die Here. Dat vir U kan vra dat U vir hom gaan aanraak en dat U hom gaan genees in Jesus naam, want U is ons groot geneesheer. Dankie dat U getrou is. Dankie vir wat U vir Amanda ook doen. Here, seën vir haar ook en help vir haar. Daar's 'n stryd wat ons stry, maar daar's oorwinning in Jesus naam. En dis die oorwinning waarna ons vashou vanmôre. Ons bring U die lof en die eer, want U is 'n goeie God. En dankie dat die woord sê, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. En Here, ons gryp U vas en ons sê vir U dankie in Jesus naam. En ons eer U. Dankie Jesus, dankie Here. O Here, U is so getrou. U is so getrou. Dankie Jesus. Baie dankie. Here, seën vir julle. Ons gaan ook nou sit aan die tafel van die Here. En weet jy, toe ek vir die Here gevra het, wat moet ek gebruik en waarna moet ek kyk vanmôre? Toe kom Jesaja 53 vers 5 by my op. En daar staan, terwille van ons oortreding is hy deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit het aan die kruis gebeur. En dis waarvan dit spreek vanmôre die nagmaaltafel. Dis waarvan daai broodjie spreek. Dis waarvan daai wyn spreek. Dit wat die Here gedoen het. En dit is so wonderlik om God te kan vasgryp vanmôre en te sê, Here, dit was vir my, dit was vir jou, dit was vir elkeen van ons, wat die Here aan die kruis gesterf het, meer as 2000 jaar terug, daar op Golgotha. Hy het die prys vir ons betaal. En wie wat as jy die broodjie vat vanmôre, sê, dankie Jesus. Dankie vir wat U vir my gedoen het, en dankie dat ek bevry is deur dit. Sê die kelkie vat, Here, dis die bloed van die Nuwe Testament, dis vir my, want U het dit vir my gedoen. En ons loof en prys die Here en ons sê vir die Here dankie. Kom ons gaan net die seën van die Here vra. Hemelvader, dankie dat ons aan die tafel kan sit. Here, U het die nag waarin U verraai is, die brood geneem en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Daarna het U die beker gevat met die woorde, dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, drink daaruit tot my gedagtenis. Here, en dan sê U woord, want elke keer as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
En dankie dat dit 'n verkondigingsdaad ook vanoggend kan wees. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam en ons eer U Vader. Ons eer U, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Dankie dat ons deel kan hê vanmôre. Amen. Hulle gaan die kelkies vir U uitdeel, die broodjie vir U uitdeel, hou dit in die hand. Ons gaan dit almal saam gebruik, terwyl Annika nog 'n lied of 2 gaan sing, saam met die span. Baie dankie. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No, the fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name.
Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Glory to His name. Kom ons gaan daai broodjie vat. Die Bybel sê die Here het dit gepreek en gesê neem eet. Dis my liggaam wat vir julle gepreek word. Kom ons doen dit tot sy nagedagtenis. En toe het hy die beker gevat. En hy het gesê, dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, drink daaruit tot my gedagtenis. En kom ons doen dit vanmôre. Dankie Jesus, dankie vir die bloed. Jesus, dankie dat ons kon deel hê vanoggend aan die tafel van die Here. En ons weet dat dit is iets wonderliks. Net aan die tafel van God te kan sit. Deel te kan hê aan die liggaam wat vir ons gebreek is, die bloed wat vir ons gevloei het. Dankie Jesus. Dankie vir dit. Dankie vir die vrymaking. Ons loof en prys U naam. Amen. Nou broeder en suster, ek wil iets doen vanmôre saam met Rian. Hy weet dit nou nog nie. Hierdie diens word live uitgesaai en dis hoekom Konrad dit nou vir my so belangrik is wat ons nou gaan doen. Is Konrad nog ergens? Okay. Ek gaan die familie oproep want dit word live uitgesaai en dis vir altyd dan daar. Maar kan ons altyd terug gaan en gaan kyk live, jy weet. So ek gaan eerstens vra, Rian, jy sê eers hier by my moet kom staan en jy's die instigator gewees, jy sien. Ek gaan die 3 oorlewende broers en susters wat vanoggend hier is vra om gou te kom. So dis my ma en dis oom Boetie en is tannie Maggie. Asseblief as julle hulle net daar kan help, dit sal baie waardeer word. Baie, baie dankie. Oom Boetie. Ek sal. Hoekom ek dit doen, broeder en suster, weet ons weet nie, die laaste keer is dat ons hulle almal by mekaar kan hê nie. So dis die oudste van die kinders, sy is 92 en wat 'n voorreg om haar vanoggend by ons te kan hê, al die pad van Port Elizabeth af. My ma word April maand 89 en dank die Here dat sy ook nog aan die gang is en dan my oom Boetie 84. Hy is by verre die stoutste van al die kinders, julle. Hy sê die mooiste ook. En hy is al baie jare in Amerika daar by Rian hulle en dankie oom Boetie, dankie vir oom ook vanoggend. Ons waardeer dit so baie. Nou, my pa moet ook nou hier kom staan want ongelukkig tannie Maggie se man is ook, oom Gilbert is ook 'n klompie jare terug oorlede. Maar my pa moet ook dan hier kom staan en dan, soos ek julle oproep, laat julle opkom asseblief. Nou ek gaan dan eerstens vra dat tannie Maggie se dogter, haar seun het sy al begrawe, Karen, dat jy kom staan en kom staan maar agter hulle dat ons net min of meer 'n idee het, jy weet wie hoort waar. Nou Karen is ook in Port Elizabeth, ek is so dankbaar. Jy weet sy is so 'n bietjie ouer as ek, al lyk ek die ene wat die oudste is, jy weet so. En dan oom Boetie se seun is Rian, so Rian, jy kan daar staan. En dan ek is ook bevoorreg, behalwe my een sussie, my broer en suster is vanoggend hier, so julle en julle mans en vroue kom staan maar gou hierso asseblief by Pale. En dan kom ons begin maar van bo af dan die Ivy se kinders, dat julle gou almal kom en hier kom staan asseblief. Ja, en kleinkinders natuurlik, so almal moet kom. Die manne.
Sy is laas jaar oorlede en dan tannie Yvonne se kinders, julle kan almal kom met die uitsondering van die een seun. Die enigste seun wat in die Kaap bly is hulle almal hierso. So dankie julle en julle mans. Kom staan nog hier voor want ons vir ewig dit sommer, ons gaan dit op YouTube ook plaas hierdie video van vanmôre. Hierdie is baie baie spesiaal. Ja, ek gaan. En dan tannie Hilda se seun, die dogter is reeds oorlede. Richard en sy vroutjie, hulle is verteenwoordigend hierso vanmôre. En dan oom Roderick en tannie Martinet. Dis neef en nig aan al twee kante. So hulle bly ook in Port Elizabeth en hulle het ook ingevlieg vir die naweek. So kom staan gou hier so asseblief. Broeder en suster, ek het gister weer na 'n paar stories van hom geluister. En julle, oom Roderick het goed aangevang wat van julle nie eens kan droom om aan te vang nie. Ek het gister weer gehoor van hoe oom Roderick tannie Ivy, tannie Maggie se stoor opgeblaas het toe oom probeer alkohol stook het. In sy jonger dae. Julle, dit is vir my een wonderlike voorreg om almal van julle bymekaar te hê. En mag die Here ons sal later 'n foto neem. Hier is nou maar net vir die video. 'n Kort iemand. Waar is Piet en Anneke? Ek het hulle mos geroep. Okay, so hy is nou nie hier nie. Maar ek wil, Pieter, kom staan jy hierso, jy is dan verteenwoordigend van hulle, is reg. So, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle vanoggend hier is. En broeder en suster, kom ons gee vir hulle groot hande klap. Sê vir hulle baie dankie. En ek wil net 'n seëngebed oor julle bid. En vir die Here vra om vir julle te seën. So kom ons buig ons hoofde. Here, ek wil hierdie familie seën vanmôre. Statistiek sê die kans dat ons weer by mekaar gaan wees, waar almal by mekaar gaan wees, is omtrent 0. Maar Here, ons gebruik die kans vanmôre en ons sê vir die dankie dat ons by mekaar kan wees. En dankie vir die seëning. Ons seën elkeen in die naam van die Here. En dankie dat U getrou is. U is 'n wonderlike God. En daar is niemand soos U nie. En seën ook elke broeder en suster wat vanoggend hier was en elkeen wat ingeluister het. Here, dit was 'n bevoorregte diens wat ons kon beleef met besonderse woord en absoluut wonderlik om net so in mekaar se teenwoordigheid en in U teenwoordigheid te kon wees. Al die lof en al die eer kom U toe tot in alle ewigheid, Vader. Amen. Baie dankie. Kan U se plekke neem? Annika gaan afsluit. Igen sy Sion, hoop bestrou. U wat beveel en dit geskied. Wil Heer U seën oor gebied. Kom ons gaan op saam, broeder en suster, ons gaan afsluit met 'n lied. En daarna gaan ons afsluit en vir die Here baie dankie sê vir vanoggend. Dankie Annika, laaste lied. Ek sien in my gees die glorie en die aandag van die Here, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, heilig hier. Kom ons loof hom. Loof hom, prys hom, Halleluja. Loof hom, prys hom. Halleluja.
Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Halleluja. Halleluja. Ek gaan vra dat my pa, Pastor Piet, vir ons gaan afsluit en vir die Here dankie sê. Weet, gewoonlik is hy die oudste in die kerk, vanoggend is hy nie, Tannie Maggie, jy bied hom ver. Kom, ons gaan afsluit en vir die Here dankie sê. Aan U, ons almagtige, allerheiligste, enigste ware lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees, al die lof en al die eer kom U toe, tot in ewigheid. Ons eer U, Here, vir die wonderlike teenwoordigheid. Dankie dat U met ons is, in ons is, met ons gepraat het. Ons loof en prys U daarvoor. Here, U is so goed, U is so wonderbaar. Dankie vir al die seëninge. Ons het nie woorde om ons dank en lof en eer uit te spreek teenoor U vir die goedheid en die guns wat U elke dag aan ons bewys. Dankie ook, Here, vir ons hier kon saam kon gekom het. Met een doel om lof, eer, hulde aan U te bring, maar ook om te kom luister na U goddelike woord, soos U diensknegt aan ons oorgedra is. Ons eer U daarvoor. Verdaag ons nou in die groot liefde. En mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees, totdat Jesus ons kom haal. Amen. Prys die Here. Nou broeder en suster, baie dankie. Pieter, jy moet net gou voorwees. As u enigstens met die toneelgroep, Elise sal die voorwees en daar is nog bandjies beskikbaar. Daai What Would Jesus Do bandjies R10. Charmaine is hier voor en my familie, julle moet net rondhang. Ons gaan agtertoe na die lokaal net hier agter. Baie dankie.